Goeienaand almal en baie welkom op die Dinsdag van die laaste week voor Jesus se kruisiging. Ek vra by voorbaat om verskoning as daar 'n hoes uitglip, die verkoue het my sleg beet. Ons gaan 2 Bybelgedeeltes lees en daaruit gaan ons Jesus se optrede en sy prioriteite in daardie laaste week oordink saam met mekaar. Net vir die wat dalk nie gisteraand hier was nie, die erediens sal 'n meditatiewe karakter hê. Ons begin en eindig nie met die seën nie, want al die dienste hierdie week vertel een verhaal wat tot 'n hoogtepunt kom op Paasondag. Stel jouself nou oop om Jesus se reis en sy hart te absorbeer in jou wese. Wanneer daar geleentheid sal wees na die skriflesings vir stil refleksie, beteken dit nie jy moet jou gedagtes probeer leegmaak nie. Dis nie tradisionele meditasie nie. Dit beteken net moenie aan iets spesifieks dink nie. En gee die Gees kans om met jou te praat, om deur jou te beweeg, om in jou wese in te kom, en met jou te kommunikeer, dat jy uiteindelik 'n slag stil sit in jou besige dag. Die Here is God. Hy skenk ons die lewe en hy groet elkeen van julle met nimmer eindigende, onbegryplike liefde. Bly net so sit, dan sing ons die eerste vers van lied 155. Ewige en almagtige God, dankie dat ons weer tot U mag nader. U ken ons harte beter as wat ons dit self ken, en ons kan niks vir U wegsteek nie, al probeer ons. Verhef nou ons harte tot U, deur die werking van U Heilige Gees. Vul ons, elke stukkie van ons gebeentes, ons siele, ons alles van ons, dat ons net op U gefokus is. Neem ons saam op U reis van liefde, dat ons U naam sal groot maak. Amen. Ons sing weer die eerste vers, lied 169. Uit 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan,
Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak, en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Jesus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense, en die swakheid van God is sterker as die van mense. Broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyses, nie baie invloedryk is, of mense van adelike afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam. En die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrike en veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies, dit wat niks is, om wat wel iets was, tot niet te maak, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het wat van God kom, regverdiging sowel as heiliging en bevryding. Daarom, soos daar geskryf staan, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Neem 'n paar minute om stil te dink oor die gedeelte.
Ons lees ook uit Johannes 12, vers 20 tot 36. Daar was 'n aantal Grieke onder die mense wat gekom het om op die fees te aanbid. Hulle het toe na Filippus gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra: Meneer, ons wil Jesus sien. Filippus het dit toe vir Andreas gaan vertel, en toe gaan sê Andreas en Filippus dit weer vir Jesus. Maar Jesus antwoord hulle: Die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Amen, amen. Ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Wie sy lewe liefhet, verloor dit. Maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, laat hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat. Jesus het geantwoord, hierdie stem het nie ter wille van my gekom nie, maar ter wille van julle. Nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. En as ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê om aan te dui watter dood hy sou sterf. Die skare het hom toe geantwoord, ons het uit die wet gehoor dat die Christus vir ewig bly. En hoe sê u dat die Seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie Seun van die mens? Jesus het toe vir hulle gesê, nog 'n kort tydjie is die lig by julle. Terwyl julle die lig het, leef daarvolgens, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan nie. Terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Toe Jesus dit gesê het hy weggegaan en hom van hulle onttrek. Kom ons sit net so rustig, met biddende harte, ons sing lied 384, 2 maal. Heilige God, ons verskyn voor U met biddende harte. Ons kan maar net smeek dat U aan ons sal dink, elke oomblik. Lei en bemoedig ons deur U Heilige Gees. Help ons om die betekenis van opoffering te verstaan en U liefdevolle voorbeeld te volg. Verlig nou ons harte in die duisternis van menslike gebrokenheid. Amen.
Ons sien in hierdie twee gedeeltes pragtige teenstelling wat Jesus teken tussen dit wat die wêreld as wysheid beskou het en dit wat hy as wysheid gebring het, want hy is die wysheid. Jesus se hoofprioriteite in hierdie laaste week was om sy disippels en deur hulle ook vir ons te leer, hoe gaan hierdie wysheid werk in ons lewens wanneer ons moet aangaan. Deur al die eeue, almal wat hom dien, almal wat sy kinders is. Wat moet ons verwag? Hy het ons nie onkundig agtergelaat nie. Maar behalwe praktiese geloofsonderrig, het Jesus ook nie geskroom om die bestaande kerkstrukture en die kerkorde aan te vat nie. Om vir hulle uit te wys waar hulle nie volgens sy woord gewerk het nie. Maar hy het dit met liefde en met sagmoedigheid gedoen. Maar ons weet almal waar hierdie ongemaklike vrae waarvoor hy hulle gestel het, geëindig het. Maar hy berei ons ook daarvoor voor. Jesus het geweet, sy tyd op aarde word min, en hy wou seker maak dat die belangrike dinge vir ons gesê is. Hy het geweet, hier is 'n wêreld vol mense wat of tekens wil sien voor hulle glo, of hulle soek rasionele argumente. En Jesus kom en hy sê, ek is nie een van daardie twee pole nie. Die dwaasheid van die gekruisigde Jesus, dis wat ek is. Jesus se kruis is die waarheid. Ook in Johannes 12 lees ons, dat hy nie direk gepraat het met die Grieke, wat hom wou spreek nie. In plaas daarvan het hy gereageer deur oor sy komende dood te praat. En oor die geestelike dood, wat elkeen van sy kinders moet deurgaan om in hom te leef, voor daardie koringkorrel kan vrug dra. Wat kan ons leer uit hierdie twee dinge, wat vir Jesus belangrik was op die Dinsdag? In die eerste plek was Jesus ware mens. Hy het die hele spektrum van menslike emosies ervaar. Hy het geweet wat die effek gaan wees van sy wrede kruisdood. Nie net op hom nie, maar op sy geliefdes, op sy disippels, ook op ons, vandag nog in 2025, wanneer die werklike wreedheid, die verskrikking van daardie tyd tot ons deurdring. 'n Paar van ons was so ongelooflik bevoorreg om nou in die passiespel te deel. Daardie gevoel as daardie hamerslag val. Jesus het geweet wat dit aan ons harte gaan doen. Maar hy waarsku ons, want dis nie waar dit gaan eindig nie. Die kruis het na 'n opstanding gegaan. Hy sê vir ons, dis nie die einde nie, skep moed. Hy het ook geweet, daar lê baie werk voor in sy koninkryk, totdat hy weer kom. En dit gaan nie maklik wees vir ons wat die werk moet doen nie. Net so min soos wat dit maklik was vir die disippels. Hy het die goeie, sowel as die slegte van disipel wees, vir ons duidelik gemaak. Ons weet wat om te verwag. Hy het geweet, die wêreld ag sy woorde as dwaasheid, en sien neer op die sagmoedigheid van sy volgelinge. Hy het geweet, ons as sy kinders gaan net so 'n struikelblok wees vir die wêreld, soos wat hy vir die Jode gewees het.
Maar hy het ook aan ons 'n voorbeeld gestel hoe ons vandag steeds moet voortgaan om kerkstrukture en politieke owerhede te toets aan Jesus se standaard. Op watter manier ons dit moet doen. Ons het die verantwoordelikheid. Elke gelowige het daardie verantwoordelikheid om voortdurend te toets aan Jesus se liefde, aan dit wat hy ons geleer het. En hy het ook baie beslis seker gemaak dat ons weet, die Heilige Gees is elke tree van daardie pad saam met ons. Ons gaan nie vir een oomblik alleen wees nie. Ons kan staat maak daarop, dat die Heilige Gees ons ook deur die pad van die fisiese dood sal neem, want ons gaan nie alleen gelos word nie. As ons kyk na die wêreld om ons, is dit maklik om wanhoopig te wees. Maar as ons in Jesus se spore loop, dan sien ons, hierdie wêreld wat ons nou sien, is nie die volle waarheid nie. Dis nog nie die volle waarheid nie. Daarom kan ons jubel oor die volmaaktheid van die kruis, te midde van die hartseer, want dit is 'n simbool van 'n triomfantelike Jesus, wat die dood oorwin het. Die mense wat hom bespot het, het gesê, hy lyk pateties, daar aan die kruis, doodgemaak. Sy mense het hom nie eers kom help nie. Maar daardie kruis is die oorwinning oor die dood vir ewig. Daarom sê Paulus, laat die wat wil roem, roem in die Here. Dis al wat daar is. Ons neem weer 'n paar minute en ons oordink die ongelooflike gawe van Jesus se kruis aan ons.
Here, ons staan verstom wanneer ons besef hoe belangrik ons vir U is. Dankie, sal nooit genoeg wees nie. Dankie dat U ons nie as weeskinders hier gelos het nie, dat U liefde vir altyd strek. Help ons om nou te verstaan hoe ons in hierdie week wat kom, met alles wat nog moet gebeur, hoe ons in U spore moet stap. Help ons, dat ons net U liefdevolle voorbeeld voor ons sal hou, maak nie saak hoe moeilik die week nog word nie. Lei ons deur die Gees, verlig ons harte. Amen. Ons gaan 'n laaste lied sing, 562 vers 2, waarna ek 'n uitsendingsgebed sal doen, en dan verlaat ons die kerk in stil nadenke. Jesus, seën ons met die moed om ons eie kruis te dra, omdat ons die versekering van oorwinning uit U kruis het. Amen.